Goeiemôre geliefdes, het is lekker om saam met julle te kuier hier so in Vereniging Gemeente. Het is vandag die 8ste September 2024 en ons vergader hier rondom Vader Jahwe se woord, die enigste woord wat waarheid dra, want hy is waarheid. Baie dankie vir julle liefde en julle vriendelikheid hier so by Gemeente Vereniging. Het is altyd lekker vir ons om hier saam met julle te kuier. Die tema van vandag is kies reg en lewe vir ewig. Kies reg en lewe vir ewig. Nou elkeen van ons het hom of haarself al in 'n plek bevind waar ons 'n kritiese besluit moes gaan neem het. En dit gebeur nogal gewoonlik in baie uiteenlopende aspekte van ons lewens. Elke dag, elke oomblik, leef ons in 'n oomblik waar ons besluite moet neem. Party minder belangrike besluite, ander meer belangrike besluite. Nou vir baie van hierdie besluite was en is ons toegerus en beskik oor ons die nodige kennis en ervaring om dit te kan hanteer. Nou wanneer emosie en sentiment deel word van hierdie besluitneming, kom daar baie ander dimensies ter sprake. Nou in sekere omstandighede word ons genoodsaak om die situasie met die hart of andersins met die verstand te kan beoordeel. Nou dit is wanneer ons nugter en weldeurdag die aangeleentheid moet benader. Ons moet die situasie met behulp van al die feite op die tafel beredeneer. So wanneer ons al die feite het, en ons het nie altyd al die feite nie, dan moet ons 'n besluit neem. En dit is wat dit 'n bietjie moeilik maak. Alhoewel sekere besluite op die oog af teoreties en maklik is om te hanteer, kan dit partykeer in werklikheid is dit nie die geval nie, want dit kan 'n maklike besluit op die oog af kan uiteindelik in 'n baie moeilike en 'n kritiese besluit verander. Die besluite wat ons dan wel binne in 'n sekere situasie neem, dit het die effek dat ek en jy daarmee moet saamleef en die gevolge daarvan moet dra. En ons het dit al baie in ons lewens teëgekom, dat ons sekere besluite wat ons neem ons ook die verantwoordelikheid van daai besluit. En dit is 'n besluit wat uiteindelik baie jare saam met ons gaan loop. Hoeveel besluite het ons nie in die verlede geneem waarvan ons vandag nog die gevolge moet dra nie? Besluite wat ons geneem het toe ons nog nie tot die waarheid gekom het nie. Of voor of na die tyd wat ons tot die waarheid gekom het. En Vader Jahwe is natuurlik die waarheid. Maar baie besluite wat ons geneem het, wat ons nou nog die gevolge daarvan moet dra. Al sou ons dan tot die waarheid gekom het. Wanneer ons nou besluite moet neem, vandat ons tot die waarheid gekom het, die waarheid wat ek gesê het, Vader Jahwe is die waarheid. As ons nou besluite moet neem, as ons sogenaamd by die waarheid is, sal dit anders wees as besluite wat ons geneem het voordat ons daar gekom het. Ek is seker, dit sal wel die geval wees, want op die oomblik waar ons onsself nou bevind, in die teenwoordigheid van Vader Jahwe, en ons weet die reperkusies van sekere besluite wat ons neem, sal ons totale ander besluit sou geneem as wat ons sou geneem het, voordat ons by Vader Jahwe, wat die waarheid is, uitgekom het. Want die besluit wat ek nou gaan neem, gaan hy deel wees van daardie besluit. Ons sien in Jakobus 1 vanaf vers 13 tot 16, waar Vader vir ons baie mooi riglyne gegee het oor besluitneming. Nou dikwels vra ons die vraag, hoekom het Vader Jahwe dit wat gebeur het in my lewe toegelaat? Hoekom het hy toegelaat dat ek een of ander of vele sonde doen? Hoekom laat hy Satan toe om my te verlei?
Dis baie keer die vraag, hoekom het dit gebeur? Hoekom het Vader dit in my lewe toegelaat? Nou lees ons in Jakobus 1 vanaf vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur Vader Jahwe versoek nie. Want Vader Jahwe kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Vader beproef ons wel, maar in versoeking sal hy ons nooit lei nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Sluit Jakobus vir ons af in vers 16. Moenie dwaal nie, my geliefdes. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders, en dan ook susters. Hierin is duidelik dat Vader Jahwe ons toelaat om ons eie besluite te neem, as ook om die volle konsekwensies van daardie besluite te dra. Vader Jahwe het by die skepping van die mens gesê, jy moet heers, jy moet jou eie besluite neem, en jy moet die verantwoordelikheid daarvan neem. En dit is wat toe nou nie gebeur het nie, en dit is hoekom die Adam uit die tuin van Eden geval het. So Adam het toe uit die Sabbat uitgeval, want Adam is geskape vir die Sabbat. Dit laat my dink oor die eie besluitneming, wanneer 'n pa, kom ons sê nou maar die pa, staan langs 'n besige straat. Daar's karre wat heen en weer ry. Nou staan hy met sy 3 of 4 of 5-jarige seentjie of dogtertjie langs hom. Die dogtertjie of die seentjie word nie aan die pa se hand gevat nie. Maar die pa het nou al vir die kind mooi vertel hoe om oor 'n besige straat te loop. Nou dirigeer hierdie pa die kind oor hierdie besige straat, sonder om aan die kind te vat. Daai kind neem self die verantwoordelikheid om oor hierdie straat te stap. Natuurlik met die rigting wat hy by sy pa geleer het. Onthou, daar's geen kontak nie. Kind moet oor hierdie besige straat loop. Wat is die pa se doel of se begeerte met hierdie kind? Kom ons vergeet hoekom hy oor die straat moet loop. Kom ons bepaal ons net self by die feit, die kind moet oor die straat loop. Wat is die pa se begeerte? Die pa se absolute begeerte is, van die begin af, dat hierdie kind veilig aan die ander kant van daai straat moet kom. Natuurlik met die pa se bevele. En as die kind nie die pa se bevele gehoorsaam nie, is die uiteinde dat daai kind beseer gaan word op hierdie besige straat, of dan selfs sy lewe daarmee kan verloor. Nou, dit is baie belangrik dat ons in daardie konsep ook Vader se hand oor ons lewens moet kan sien. Vader se begeerte is dat ons veilig aan die ander kant van die straat sal kom. En dit kan ons alleenlik doen as ons hom gehoorsaam. Nou, watter besluite en keuses is daar wanneer ons gekonfronteer, waarmee ons gereeld gekonfronteer word? Ek noem net 'n paar voorbeelde, en ons kan maar baie byvoeg by hierdie lys. Sekere besluite wat ons moet neem, en ons neem dit partykeer met of sonder enige aandag daaraan. Wat mag ek eet of drink? Hoe en wat moet ek aantrek? Wat en waarna mag ek kyk? Met wie mag ek omgaan? So, wie mag ek kies om my vriende te wees? Baie belangrike besluit deesdae. Met wie mag ek trou? Neem ek die besluit met wie mag ek trou, neem ek dit met Vader as my rigtingwyser, of doen ek dit uit my eie keuse uit? Mag ek die wie nie my naaste is nie, tegemoet kom? Mag die wie nie my naaste is nie, mag ek hulle tegemoet kom? Wat van die viering van Kersfees, Pinkster? Wat van die gebruik van die heilige name van Vader? Moet ek my kinders laat inseën of doop?
Moet ek begrawe of veras? Kies ek kerk met sy leringe of kies ek gemeente met die lering van Vader Jahwe? Dit is, op die oog af is dit eintlik besluitjies wat maklik geneem kan word. Maar besluite wat uiteindelik vir jou later miskien ten spyt kan wees. Dat jy spyt is oor hierdie besluite wat jy in jou lewe gedoen het. Vader sal nie vir jou kanker gee nie. En ek sê nie, jy kry kanker omdat Vader jou 'n sekere iets wil wys nie. Kanker word, as 'n voorbeeld, word byvoorbeeld, dit kan geaktiveer word deur 'n lewenswyse. Nou moet 'n mens van vroeg af al besluit, wat is die lewenswyse wat ek gaan volg om sekere, kom ons sê dan nou maar siektes in my lewe te verhoed. As ek weet, dit wat ek nou gaan doen, gaan my lewe drasties beïnvloed, miskien nie nou nie, maar in die toekoms. Hoekom sal ek my dan nou self besig hou daarmee? Dit net as voorbeeld, en dit is een van die geweldige keuses wat ons moet neem, ten einde selfs na ons gesondheid te kan kyk. Nou, baie van hierdie besluite wat ons moet neem en mag neem, dit kan daartoe meewerk dat ek vervreem word van 'n familielid, of 'n kollega, of 'n vriend. Ek neem 'n sekere besluit van dit wat ek nou genoem het, of enige iets anders, en daardie besluit wat ek gaan neem, veroorsaak dat my familie of my vriende snaaks na my kyk, en selfs dat hulle rug op my draai. Dit word in die skrifte bevestig in Matteus 10 vers 34 tot 39, waar Vader Jahwe ons losser besig is om sy disippels voor te berei vir hulle sending. Hy sê vir hulle, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 'n Belangrike aspek wat Vader vir ons hierso uitwys, waar hy met sy disippels besig is. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Nou dit is juis hierdie vyande waarvan die skrif voorskryf, vir wie ons moet lief hê. Die vyand is nie die wie nie ons naaste is nie, ja, hy is ons vyand, inderwaarheid. Maar ons moet, so ek het nie die wat nie my naaste is nie, ek het nie nodig om hulle lief te hê nie. Maar ek het my huisgenote, wat Vader sê, ek het nodig om hulle lief te hê. Dit word ook vir ons bevestig in Micha 7 vers 6, want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy huisgenote. En gaan verder en sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Dis echt nie die Vader Jahwe se bedoeling dat dit so moet wees nie, maar dit het ongelukkig in baie gevalle het dit wel so gevolg dat ons van mekaar vervreemd word. En dit is as gevolg van die feit dat ons kies om 'n vaste vertroue in Vader Jahwe te hê. Maar en daai vaste vertroue wat ons het in Vader Jahwe, daai spesifieke vertroue word nie deur al ons volksgenode erken nie. En dit is waar die probleem is. Die besluite wat ons neem en die gevolge wat ons as gevolg van hierdie besluite dra natuurlik by tot ons geestelike en vleeslike ontwikkeling. Nou in die proses leer ons en kan ons ander broers en susters wat soortgelyke besluite neem, moet bystaan.
Baie keer wanneer ons deur 'n moeilike omstandigheid gaan, is dit ook in 'n sekere sin 'n leerskool waar ons ander van ons boeties en sissies kan bystaan wat moontlik deur dieselfde beproewing gaan, sodat dit moontlik vir hulle makliker gemaak kan word. Want dan is dit makliker om van daai persoon kan sê, ek weet hoe jy voel. En kom ons kyk na 'n oplossing. Vader Jahwe is egter nie binne elkeen van ons besluite wat ons neem. Hy is binne elkeen van die besluite wat ons neem, sodat ons dit kan verduur en as oorwinnaar aan die ander kant kan uitkom, sodat ons veilig aan die ander kant van daai straat kan kom. Nou as begeleidende uitverkore kinders van Vader Jahwe, moet ons weet dat ons gereeld voor keuses geplaas gaan word, wat ons tot die uiterste gaan beproef. Ons wat die waarheid en die bedoeling van Vader Jahwe se woord en sy heilsplan deur eie keuse en aanvaarding deelagtig is en 'n besluit geneem het om nie links of regs af te wyk nie. Dis ons besluit het dat ons hierdie pad gaan volg wat Vader Jahwe vir ons daar stel. Besluit ons om nie links of regs af te wyk nie. Dit is nie verkeerd om die goue middeweg te volg nie, waar Vader Jahwe sê, moenie links of moenie regs afwyk nie. En dis 'n besluit wat ons neem. En dit is baie keer waar daar vir ons baie moeilike besluite wat ons moet neem, waar ons regtig Vader Jahwe se inspraak nodig het. Deur die keuse en besluit wat ek moet maak, kan ek of in my geloof versterk word, of ek kan daarin getoets word. Ons is daagliks betrokke by die maak van besluite wat meebring dat ek dikwels tussen twee vure is. 'n Besluit in lyn met die geloof van die waarheid, wat ek bely, of 'n besluit wat daar teen is. Wat is ons as Israeliete se opsie ten opsigte van die korrekte besluitneming? Hoe moet ons, as Vader se uitverkore kinders, hoe moet ons besluite neem? Ons kry leiding daarvoor in Hebreërs 6, vanaf vers 4 tot 6. Hebreërs 6, vanaf vers 4 tot 6, staan die volgende. En dit is nogal vir my baie belangrik, dat ons ag moet slaan op hierdie spesifieke skrifgedeelte. Hierdie herinner my ook aan, ons kan nie wanneer ons hand aan die ploeg geslaan het, omkyk nie. Wanneer ons hand aan die ploeg slaan, wanneer ons besluit om op hierdie goue middeweg of op hierdie middeweg te volg, om nie links of regs af te wyk nie, en dat ons besluite sal neem binne in en op hierdie weg. Dit is wanneer ons hand aan die ploeg slaan en dan ook nie links of regs afwyk nie. Daar staan die volgende: want dit is onmoontlik om die wet wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van Vader Jahwe gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en daarvan afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self Vader Jahwe ons losser weer kruisig en openlik tot skande maak. Wat Vader vir ons hierso aandui, is dat wanneer ons 'n besluit geneem het om hom te volg, mag ons nie omkyk om te kyk watter rigting ons nou moet inslaan nie. As ons besluit geneem het om op hierdie pad te bly, nie links of regs af te wyk nie, dan is dit die pad wat ons moet loop. Ons kan nie nou weer teruggaan na van waar ons gekom het nie. Ons kan nie nou weer ou leringe probeer vernuwe, dit waarvan ons, die plek waarvan ons gekom het nie. Jy kan dus jou geloof nie hier prys gee nie, want dit sal jou saligheid skaad
En soveel so dat dit kan lei tot 'n ewige verdoemenis, wanneer jy jou hand in die ploeg slaan en omkyk. Daar is ook ongelukkig ook nie 'n goue middeweg daar is ongelukkig ook nie 'n goue middeweg nie. Daar's net een weg, en dit is die middelweg, om nie links of regs af te wyk nie. Want die skrif sê vir ons in Matteus 6 vers 24, ons mag nie twee gode dien nie. Niemand kan twee meesters dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie Vader Jahwe en Mammon dien nie. En dit is die besluit wat ons moet neem, is dien ons Vader, of het ons ander gode wat in sy plek aanbid moet word. In Lukas 16 vers 13 bevestig dit, geen huisknegt kan twee meesters dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie Vader Jahwe en Mammon dien nie. Ons moet dus ten alle koste ons geloof in stand hou, en nie besluite neem of keuses maak wat daarin stryd is nie. Dis hoekom Vader vir ons sy woord gegee het as riglyn. Dit is so ongelooflik maklik om saam met die stroom te gaan. En wanneer ons dan saam met die stroom gaan, is dit dan so maklik om Vader Jahwe te verag. Maar hy verwag van ons om dwars in die stroom te staan, om beginselvas besluite te neem. Nou wanneer is dit maklik om saam met die stroom te gaan? Dit is maklik om in die stroom, saam met die stroom te gaan, wanneer ek deelagtig is aan Jeremia 6 vers 14. Jeremia 6 vers 14 staan die volgende. En dit is waar Vader Jahwe sê, hier gaan ons lekker saam die stroom aan, dit is lekker maklik. So, moenie bekommer nie, niks gaan met jou gebeur nie, spring in die stroom en laat die stroom jou vat. Hierdie is 'n kragtige woord in Jeremia 6 vers 14. En hulle, nou die hulle is die wat eintlik 'n oplossing vir ons probleme wil voorgee dat hulle dit het. En hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Nou, hoe maklik is dit nie om in die stroom te spring, in die stroom van vrede, waar daar vir my gesê word, hierdie is die vredestroom nie, spring in daai stroom en alles sal met jou goed gaan. Maar wanneer jy in daai stroom is dit so gemaklik, dat jy nie regtig om jou omkyk en sien waar die gevare is nie. So hulle genees die verbreeking van die volk, so die volk word eintlik verbreek, wanneer daar geskree word as vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Want die vredestroom is nie die stroom wat jou tot die ewigheid sal lei nie. So hulle verbreek die genesing van die volk. So ons is 'n gebroke volk. Jy kan nie 'n gebroke volk sê, om elke hoek en draai, daar's vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Dan sal jy nie vrede soek nie, want jy dink jy is in die vrede. Liefde, liefde word daar verkondig, vrede, vrede word verkondig, terwyl daar geen sprake daarvan is. Dit is 'n valse liefde en 'n valse vrede, maar dis nie die opregte liefde en vrede, soos wat Vader Jahwe dit bedoel het om te wees nie. Hierdie vrede, vrede, liefde, liefde wat verkondig word, in ons dag, dit hou 'n valse belofte in. Dit hou 'n valse belofte in, omdat ek nou in hierdie vredestoestand, in hierdie liefdestoestand, is ek mos nou sy kind. Maar ek is nie ondersoekend nie. Ek soek nie na die ware weg wat hy vir my daar stel nie. So daai valse vrede bring nou vir my so 'n gemaklikheid, dat ek kan eintlik net maar doen wat ek wil, want ek is mos nou 'n kind van die Here. Niks kan my aanraak nie. Ek lê op my laailou, lekker in hierdie stroompie, en ek is op pad hel toe. Maar ek weet dit nie.
So ek dink basies wanneer ek nou hier in hierdie stroom lê, van liefde, liefde, vrede, vrede, dink ek dat ek reg gekies het, maar ek ondersoek dit nie. Dan is my pad na die hel toe eintlik geteer, as ek dit nou kras wil stel. En baie keer, hoeveel doen ek nie, net, hoeveel gee ek nie prys nie, net om die vrede te bewaar nie. Hoeveel keer stem ek nie net saam, terwyl ek verkeerd, terwyl ek weet, dat dit wat ek sê of doen, of mee saamstem, dat dit teen Vader se woord is. Hoeveel keer doen ek nie, stem ek nie saam daarmee nie, maar net om die vrede te bewaar, stem ek daarmee saam. En dit gebeur dan ten koste van dit wat ek weet die waarheid is. Want 'n belangrike skrifgedeelte ook, wat vir ons hier leiding gee. Baie mense stem nie daarmee saam nie, maar ons vind dit in Eksodus 23 vers 2. Hierdie is ook baie gerig op die sogenaamde verkiesing, waarin ons nie moet deelneem nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in 'n regsaak teen getuienis, en jy mag in 'n regssaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. So almal stem saam, hierdie is die rigting wat ons ingaan. O nee, daai stem, maar daai ou, ek kan eintlik glo wat hy sê, want en almal begin nou saam te stem. Nou hardloop ons almal saam in die verkeerde rigting in, want die meerderheid kan mos nou nie verkeerd wees nie. Dis die posisie wat ons vandag in hierdie land is, omdat almal so met almal saamstem, dat ons in die situasie is wat ons onsself bevind. Maar ons gaan vind nie uit wat is die regte pad en die regte besluite wat ons moet neem nie. Gebeur dit nie baie in verhoudings en huwelike nie, waar of die man of die vrou oorgegee is aan die kerkleer en die ander party maar net ingee, net om die vrede te bewaar nie. Dis baie duidelik in die gemeentes wat ons bedien. Hoe sal ek kan seker maak dat my besluit of keuse die regte ene is? Hoe maak ek seker dat dit die regte ene is? Gaan dit oor 'n gevoel wat reg is, of is daar meer vaste bewyse wat ek hiervoor kan kry? Want in die woord sê Vader ook, deur middel van 2 getuies staan die woord vas. So wanneer ek 'n besluit neem, kry bevestiging daarvoor, dat die besluit wat ek gaan neem, dat dit iets is wat Vader Jahwe se goedkeuring wegdra. So 'n tweede getuie met sekere besluitnemings is baie belangrik. En daarvoor het ons redelike goeie ore nodig, 'n goeie onderskeid en gehoorsaamheid. So wanneer ons dan gaan kyk na wat die skrif van ons voorhou in 2 Timoteus 3 vers 16, 2 Timoteus 3 vanaf vers 16, dan word ons deeglik daarvan bewus dat ons besluite nie gaan oor 'n gevoel of 'n emosie nie. Hier gaan dit oor konkrete bevestiging. As Adamiete en geroepenis van Vader Jahwe neem ons besluite met 'n vaste wete en nie van 'n tipe van 'n geloof of 'n tipe van 'n hoop dat ons daai besluit neem nie. 2 Timoteus 3 vanaf vers 4 tot 17. Maar bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys maak tot saligheid, tot die geloof in Vader Jahwe ons losser. Die volgende is baie belangrik. Die hele skrif is deur Vader Jahwe ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing en tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van Vader Jahwe, en hier kom die sekerheid, die skrifte sal vir ons wys wat die regte pad is om te loop. Hy sê, hierdie skrif wat ek vir jou gegee het, my uitgesoekte broer en suster, jy moet weet dat jy uitverkore is. Ek het jou uitgekies, ek het jou by die naam geroep. Ek sal weet dat jy die regte keuse maak as jy my skrifte volg, want ek het die skrifte daar vir jou gestel, sodat die mens van Vader Jahwe volkome kan wees,
en vir elke werk volkomer toegerus. So die woord is daar om ons volkome toe te rus vir sekere besluite wat ons neem. Verdere bevestiging vind ons ook in Psalm 119 vers 105. Baie bekende gedeelte. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dan is daar die heerlike sekerheid waar aan ons as sy kinders deel kan hê en wat 'n opdrag is, maar dit is ook 'n wederkerige onderneming. Dit is die riglyn wat Vader Jahwe vir ons daar stel, en sy ewige verbond wat hy met wat Moses van Vader Jahwe ontvang het. Dit is natuurlik die magswoorde, die 10 magswoorde. So enige besluite of keuse moet passievol hierdeur gedryf word. En dit is die liefdesbrief wat Vader Jahwe vir sy volk gegee het, deur middel van Moses en Aaron. Want hy sê vir ons in Psalm 119 vers 1, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van Vader Jahwe wandel. Welgeluksalig, wel, gelukkig en salig is die opregtes van weg, wat in die wet van Vader Jahwe wandel. Nou, baie van ons volksgenote sê dat die wet is nie meer van toepassing nie. Dit is egter 'n totale leuen. Want in Spreuke sê hy, die een wat sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel voor my. So hoe kan die wet dan ewe skielik verval het? Of hoe wil ons bid as ons dink die wet het verval? Sou ek nie ook eerder Vader se seun wou afbid en in danksegging gaan tot dit wat hy vir my gegee het as 'n liefdesbrief nie? Want dis die enigste manier ons Vader kan ons liefde bewys, is deur sy gebooie te volg, sy 10 magswoorde, dit wat hy vir ons neergelê het. Hoe anderster kan ek hom in die gees en waarheid aanbid, as ek sy wet of sy magswoorde minag? Dis die enigste manier hoe ek regtig my liefde aan hom kan bewys, is om die keuse uit te oefen, om dit na te volg. Nou keuses wat ons uitoefen en besluite wat ons neem, kan ons maklik terugvat na slawerny toe. Ons kan maklik weer vasgevang word in tradisies en rituele, wat ons fokus van Vader Jahwe af kan wegneem. Nou daai bekende skrifgedeelte in Johannes 8 vers 32 sê vir ons, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die enigste waaragtige waarheid, soos ek gesê het, is Vader Jahwe self. Vader Jahwe kan vlees, maar hy het vlees geword, en hy het as losser net vir sy volk opgetree. Dit is 'n goue draad wat deur die skrif gehandhaaf word. En dit word ook vir ons opgesluit in Jakobus 1 vers 17. Die goue draad loop deur die hele skrif. Dit sê vir ons die volgende, wat ons nie uit die oog moet verloor nie. En ons struikel baie keer oor sekere goedes wat ons in die skrif lees, maar dan twyfel ons as gevolg van die feit dat op 'n ander plek staan ietsie anderster. Vader sal nooit teen homself stryd voer nie, glad nie. In Jakobus 1 vers 17 staan daar die volgende vir ons, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of 'n skaduwee van omkering is nie. Vader verander nooit. Wanneer ek weet dat Vader Jahwe nie veranderlik is nie, sal dit ook help dat ek sekere weersprekings in die skrif, wat deur vertalings en verdraaiings daar gestel is, kan verduidelik en verstaan. En dat ek ook nie sal struikel oor sekere goed wat ek lees nie, want ek weet Vader Jahwe, daar's 'n ander bedoeling wat dit dan betref. Nou, as gevolg van die verdraaiing en die soveel mense wat eintlik nie deel moes gewees het van die vertalings nie, het met verdraaiings en misleidings in die woord ingebring.
Ons lees byvoorbeeld in Deuteronomium 7, vers 6 en 7. Wat? Daar staan, want jy, my volk, jy's heilig aan Vader Jahwe, jou het ek uitverkies, om uit al die volke wat op aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Vader Jahwe het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer sal wees, of meer was as al die ander volke nie, maar julle was die geringste van al die volke. Nou, as ek dit ook gelees het, is daar mos nou geen manier, jy as volk hier, hy praat met 'n spesifieke volk. Nou kan ek mos nou nie gaan lees in Matteus 28 vers 19, waar daar staan, ek moet heen gaan en disippels maak van enige een wat ek teekom nie. As hy 'n heilige volk uitgekies het, hoe kan ek nou Vader nie vertrou en dan uitgaan en my eie disippels gaan bymekaar maak nie? Dan maak daai skrifgedeelte in Matteus 28 vers 19 mos nou nie sin nie. Ek mos nou nie gaan sy vir hom disippels bymekaar maak uit ander geleedere van ander volke nie, terwyl hy een spesifieke volk daar gestel het nie. So, ons moet die skrif in konteks lees, en dit is die goue draad van die onveranderlikheid van Vader Jahwe, wat dwarsdeur die skrifte vir ons vasgelê word. Wanneer ek dit sal doen, sê hy vir ons ook, dan gaan gooi jy my parels voor die varke. Wat gebeur dit? As die parels wat Vader Jahwe vir my gee, voor die varke gee, hulle gaan omdraai, terugkom en my verskeur. Moenie in daai struik val om hierdie woord te minag. Daai vark aan wie jy die parels van wat Vader Jahwe aan jou toevertrou het nie, moenie dink, daai vark gaan nie terugkom en jou verskeur nie. En dit is 'n besluit, dis die besluit wat ons moet kan neem. Ons weet dit is teen Vader se besluit om sy parels voor ander volke en nasies gaan uitdeel. En dan is ons verbaas. Vader het my verlaat. Hoekom beskerm Vader my nie? Jy beskerm jouself nie, want jy het geen agting vir sy woord nie. Ek is op pad om af te sluit. Dit is duidelik dat baie volksgenote nie weet wat om te kies nie, weens die feit dat hulle stand in geregtigheid nie verstaan nie. Hoekom nie? Hulle maak hulle eie reëls. Vader Jahwe het lank voor die grondlegging van die wêreld het hy al klaar besluit wie hy as sy volk gaan uitverkies. Moenie daai uitverkiesing minag nie. Dis die grootste besluit wat jy moet neem, is om in agting van Vader se uitverkiesing te leef. Romeine 8 vers 29 en 30. Nou hierdie is so kosbaar vir ons as sy volksgenote, dat jy kan dit oor en oor en oor lees. Dit stimuleer jou om te weet hoe kosbaar jy in Vader se oë is. Romeine 8 vers 29 en 30. Want die wat hy van tevore geken het, hierdie ons, wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van ons losser, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. So hy het ons lank voor die tyd verordeneer, maar hy het ons ook geroep. Ons wat hy geroep het, het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. So hy verheerlik ons as uitgeroepenes. Ons moet weet dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is, nog voor die grondlegging van die wêreld. My vraag is net, kies ek om so te leef? As ek reg kies, dan is die ewige lewe my bestemming.
In Efesiërs 1 vers 4 lees ons die volgende. Om net te bevestig dat hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Jesaja 43 vers 1 is vir my een van die kragtigste skrifgedeeltes wat daar seker in die woord is. Maar nou, so sê Vader Jahwe, jou skepper, o Jakob, jou uitverkorenes, en jou formeerder, o Israel. Hy sê vir ons, moenie bevrees wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. 'n almagtige Vader, wat my en jou skep, deur die spreek van 'n woord, dit wat ons rondom ons sien, wat hy geskep het. Hy kom sê vir ons as nietigheid, kom sê hy, ek het jou uitverkies, en jy is myne. Ons moet leef met daardie absolute wete, dat ons sy uitverkose volgeling is. Ek sluit af met Deuteronomium 30 vers 15, 16 en 19. Moses sê die volgende vir die volk, en hier is ook van toepassing vandag op my en jou. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om Vader Jahwe lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insetting en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en Vader Jahwe jou mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Ek sluit af, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Baie dankie.